Goeiedag, jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Nou daar is onlangs berig dat baie volstasies dit nou oorweeg om personeel te verminder, handelsure snags te verkort of selfs heeltemal te sluit. Dit nadat brandstofpryse onlangs gestyg het. Ons het vanoggend op Goeiemôre, Good Morning op Via hieroor gesels. Nou die nuwe brandstofpryse is ook intussen gister bekend gemaak. Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Petroleum Kleinhandelaars, oftewel SAPRA, Henry van der Merwe, kuier vandag by ons om oor die huidige situasie te gesels. Baie welkom hier by ons en dankie dat jy tyd maak om oor hierdie kwessie te gesels. Goeiemôre. Goed Henry, die publiek is in rep en roer oor die brandstofpryse wat onlangs gestyg het, terwyl die jongste pryse ook nou gister bekend gemaak is. So hoe beïnvloed dit volstasies in hierdie stadium? Ek wil dit net baie duidelik maak dat daar is 'n wanpersepsie dat volstasie eienaars maak meer geld as die petrolprys opgaan. Dit is glad nie die waarheid nie. Die waarheid is ons kry 'n marge, ons is 100% gereguleer. So sê byvoorbeeld ons kry R2 per liter, afhangende van wat jy besit en wat jy nie besit nie. En as die petrolprys opgaan, dan verkoop ons minder liters. Dit is die werklikheid. En dit is hoekom dit die volstasie eienaars beïnvloed. Veral die kleiner volstasies kry baie swaar. Nou ons almal weet, die pryse het weens die voortdurende en voortsleepende konflik in die Midde-Ooste gestyg. Maar sommige spekuleer nou dat die pryse buitensporig hoog is en verstaan ook nie waarom hierdie konflik so groot impak op Suid-Afrika het nie. So kan jy dalk vir ons verduidelik waarom dit die geval is? Dis die geval omdat die petrol ingevoer word en daar's 'n basiese petrolprys. Ja. En dit is gekoppel aan die rand-dollarwaarde en aan die olieprys. En ongelukkig het die olieprys geëskaleer van omtrent $60 per vat na 120 op 'n stadium wat nou besig om te stabiliseer. Ek dink vanoggend is hy weer op $94 per vat. En ons voer die olie in en daarom betaal ons daai hoë pryse. Nou het ons gesien dat daar berigte is oor die feit dat volstasies, ek wil amper nie sê oor die feit nie, daar's berigte dat volstasies dit oorweeg om in die aande te sluit. Hoe moontlik is so iets? Ek wil dit duidelik stel dat dit is die minimum volstasies. Die volstasies op die platteland en die landelike gebiede is daar 'n klein volstasie. Daar's nou in die media berig dat die volstasies gaan sluit in die aande. Dit is glad nie die geval nie. Dit is die kleiner volstasies wat sê dit is nie meer van my bekostigbaar om in die aand oop te bly nie, want ek moet die lone betaal, ek moet die krag betaal, ek moet die sekuriteit betaal. En hulle kry baie swaar. So dit gaan net vir die verbruiker verontrief, maar niemand gaan sluit nie, want ons wil nie hê ons laaste opsie is dat iemand sluit, want ons het werknemers wat vir ons werk. Hulle gaan dalk minder ure werk, maar ons wil dit verhoed dat daar enige iemand sluit. Nou iets wat vir my interessant was die berig oor die jongste data van die Sentrale Energiefonds wat toon dat daar eintlik 'n oorverhaling was. Wat presies beteken dit? So dit beteken dat die aankoopprys het gedaal intussen. So die petrol is verkoop teen 'n hoër prys as wat ons dit voor aankoop. So nou word dit reggestel, maar ongelukkig het die regering toe die petrolprys so baie gestyg het hulle vir ons 'n R3 op die brandstofheffing afgegee en R3.93 op die dieselprys. So nou verhaal hulle terug oor 2 maande. Hierdie maand is nou die eerste R1.50 wat terugkom, so die petrolprys is net met R1.43 op. En die dieselprys kom nou drasties af, want daar is 'n groot oorverhaling op die dieselprys. En die dieselprys wat ons die regering skuld is R3.93, so die R1.96 is nou hierdie maand verhaal, en volgende maand gaan hulle weer die R1.50 en die R1.96 verhaal. Maar dan is ons ten minste skoon, so afhangende wat hierdie maand gebeur, mag ons dalk 'n verdere verlaging op die dieselprys sien en hopelik op die petrolprys ook 'n verdere verlaging. Jy verwys nou na die regering. Dink jy die regering het hierdie krisis tot dusver reg bestuur? Ja, ongelukkig die regering het nie 'n groot sê nie, omdat ons die petrol aankoop. En dit is absoluut gebaseer op die olieprys en die rand-dollar wisselkoers. So die regering, die ander tariewe het hulle vir ons afslag opgegee, so ek dink die regering het gedoen wat hulle kan doen. Nou, sommige mense was van die begin af nogal paniekerig. Jy weet, mense het dit baie duidelik gesien wanneer jy by die volstasie was.
Sommige mense het selfs woorde gewissel, jy weet, na aanleiding van wie nou eerste dag gestop het. Dit was nou heel aan die begin. Nou word daar ook gesê dat indien hierdie oorlog môre eindig, dat daar nog vir 'n hele rukkie 'n impak gaan wees. Hoe lank dink jy sal dit neem om te herstel? Is daar rede om bekommerd te wees, is eintlik wat ek wil vra. Ja, ek dink dit gaan nie vinnig herstel nie. Dit is amper 'n langtermynproses. Soos jy weet, ek het nou net gesê, ja, die regering gaan volgende maand nog steeds die R1.50 terugvat en die R1.96 op diesel. So dit is nie 'n korttermyn oplossing nie. As die oorlog môre ophou, dan vermoed ek ons gaan dit nog steeds sien in die petrolprys vir omtrent 2-3 maande verder. En dis as dit môre ophou en die olieprys sak drasties. Gelukkig is dit somer oor see, so die aanvraag is laer. Veral op diesel en die olieprys is laer op diesel, so hopelik kan ons baie vinniger effek sien op die volstasies. Henry, jy is reeds in gesprek met die Departement van Minerale Bronne en Energie. Wat hoop jy om te bereik? Ons hoop om te kyk om die volstasie eienaars te beskerm, dat ons marges voldoende is om ons winsgewend te hou, want ons verskaf baie werk aan ons, daar's omtrent 80,000 joggies aan diens. En in hierdie land kan ons nie nog mense aflê nie. Daar's so 'n hoë werkloosheidssyfer dat die land kan nie bekostig dat daar nog mense hulle werk moet verloor nie. So ons gaan kyk dat ons marges in lyn is met wat ons verdien en die groot probleem op hierdie stadium met marges is die bankkoste is gekoppel aan die petrolprys. So ons kry 'n marge van R2, maar die bankkoste, as die banke kry 20 sent 'n liter, is dit R20 kos, maar as dit R40 kos, dan kry die banke 40 sent 'n liter. So daar is 'n probleem en ons is besig met die regering kyk na al die kostes, na elektrisiteit, na sekere sekuriteitskostes en bankkostes wat 'n groot invloed op ons besighede het. Is daar iets wat die publiek kan doen om te help? Ja, ons sal wel hele met petrol gooi, maar ons verstaan ons almal kry swaar. Die verbruiker kry swaar, ons as volstasie eienaars kry swaar. So solank hulle net verstaan dat ons bepaal nie die petrolprys nie. Dit is internasionaal bepaal en dan die regering het sy belastings en goed wat hy bepaal. So ons wil net hê dat hulle moet verstaan dat dit gaan ook met ons nie goed nie en ons het ook werknemers om na te kyk en ons verstaan ook hulle punt want hulle kry net so swaar. So dit is 'n regtige tamaletjie. Is dit by sommige volstasies erger as by ander? Ja, die kleiner volstasies kry swaarder. Hulle sê ek kan nie in die aand sekuriteitsbekostig nie, ek kan nie krag bekostig nie, ek kan ook my werknemers bekostig nie, want dit is 24 ure en nou gooi ek net 100 liter in plaas van 300 liter. Ek kan dit nie meer bekostig nie. So dit is die klein volstasies wat regtig daarna kyk om net van sê maar van 10 tot 5 toe te maak. En weer eens, dit is nie 'n landswye ding, dit is regtig vir die kleiner volstasies wat dit nie meer kan bekostig nie. En grootendeels dan nou in landelike gebiede? Definitief in landelike en plattelandsgebiede, definitief. Nou baie mense vergelyk hierdie huidige situasie ook met die tyd van COVID. Kan daar 'n vergelyking getref word? Ja, ek dink daar is ooreenkomste. Ek dink dit gaan meer langdurig wees as wat ons gedink het. Ek dink die reperkusies gaan ons eers na die tyd sien. Mense kan sien dat die mense se besteedbare inkomste word nou gebruik om by die werk te kom en terug te kom. So ek dink ander besighede word ook beïnvloed. Ek dink mense beplan beter, hulle ry minder, hulle ry saam, hulle gebruik publieke vervoer. So dit het definitief 'n effek. So dit het amper 'n COVID effek van die mense wat van die huise wil afwerk, wat by hulle werkgewers kla en sê ons kan dit nie bekostig nie. So daar's definitief ooreenkomste. Henry, 'n laaste gedagte van jou kant af vir die publiek? Ek dink alles is besig om te stabiliseer. Dit is my eerlike opinie. Ek hoop dat die oorlog beëindig kan word en dat dit drasties die prys drasties kan verander en afgaan, want as die petrolprys afgaan, dan verkoop ons meer liters en dit is wat ons regtig wil hê. So dit baat ons as daar 'n goedkoper petrolprys is. Henry, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek dink ons voel nou baie meer ingelig en ons hoop saam met jou dat die voortdurende oorlog binnekort tot einde kom. Baie dankie vir julle.
Nou ja, dit is dan al vir vandag, maar baie dankie dat jy gekyk het. Hou Goeiemôre Good Morning se Facebook en YouTube platforms dop vir meer in diepte gesprekke soos hierdie. Tot volgende keer.